Goeiemôre en weer eens baie welkom saam met ons. Nou, vandag is Hemelvaartdag. Is 'n groot dag, né? Ons vier dat Jesus opgevaar het in die hemele in. Die engele het gesê net soos dat julle hom sien opgaan, so sal hy weer terugkeer. En dan het Jesus gesê, maar nou moet julle wag in Jerusalem vir die belofte van my Vader. En dis waaroor ons praat. Volgende week is ek in Suid-Afrika, as die Here goed is, genadig is, en vliegte en al hierdie dinge. En dan kom ons bedien, spesiale Pinksterdienste, ek dink jy weet klaar daarvan. En sorg dat jy dit nie mis nie. Ek glo met alles binne in my, 'n groot uitstorting, 'n groot doping, 'n groot vervulling van die belofte van die Vader vir almal van ons. Want dis nie outomaties nie. Hoor hierdie woorde, Johannes 14:17, ons het gister daaroor begin praat. Hy sê, dit is die gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien of nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly en in julle sal woon. Wow, hierdie is vir my die ultimate versie. Kan ek vir jou sê hoekom? Want dit is nie outomaties nie. Ek het gister gesê, as ek in die straat loop en ek vra mense, het jy die Heilige Gees? Gaan die meeste Christene sê ja. En as ek sê hoekom, sê hy, wel, almal het hom. En hierdie versie sê vir jou so duidelik, almal het hom nie. Hoor mooi wat ek sê, mens. En jy sê vir my, ja, maar as ek 'n Christen, as ek in Jesus glo, dan het ek die Heilige Gees. Hoor gou mooi net. Jesus praat met sy disippels, wat hom ken, 3 jaar saam met hom gebly het, wat hom gesien sterf het aan 'n kruis, wat hom gesien opstaan het, wat met hom ontmoet het, die opgestaande Jesus saam met hom geleef het, wat sy hemelvaart gesien het, en die Bybel sê, en hulle het geglo in hom, en wat sê hy nog steeds vir hulle? Wag in Jerusalem, sodat julle die belofte van my Vader kan ontvang. So, daai disippels wat geglo het, gesien het, geleef het, gevoel het, geproe het, wat daar was, hoor my skokwoorde, het nie die vervulling gehad nie. Het nie die Heilige Gees soos wat God bedoel het vir jou om hom te hê in jou lewe nie. Het dit nie gehad nie. En hy sê, almal sal dit nie outomaties net kry nie. Hierdie is seker die grootste skokwoorde vir mense. Almal het nie net outomaties die Heilige Gees in sy volheid en sy krag en sy werking binne in hulle nie. Mense, het jy? Het ek? Het hy ons oomblikke, momente waarvan ons kan praat, dat ek vervul is, gedoop is, dat ek 'n Pinksterbelewenis in my lewe het, want dis nie net outomaties nie. Jesus het nie gesê, ek vaar op hemel toe, julle het als nou gesien, gaan werk nie. Nee, hy het sê, wag. Jy moet ontvang, wag, dan moet iets gebeur, wag, nou sê mense, ja maar na die Pinksterdag is dit outomaties. Kan ek dit met liefde sê, wys my, waar staan dit in die Bybel? En ek sê dit met liefde, wys my, waar staan dit in die Bybel, dis outomaties van na Pinkster. Inteendeel, ek kan vir jou wys, na Pinkster moes hulle dit vir mense bedien. Hulle moes dit vir mense leer. Hulle moes dit hulle hande op mense lê. Daar's iets na Pinkster dat dit meer gaan gebeur, maar nie outomaties gebeur nie. Hoor jy my met liefde? Jy moet hoor en honger en soek daarvoor in Jesus naam. Kom ons bid dit. Hemelse Vader, help ons om die Bybel, die teologie, help ons om die evangelie reg te verstaan. Dankie Here. Strome van lewende water kan uit ons vloei. Lewende krag en heerlikheid en u plan vir ons lewens kan gebeur. Maar ons moet bid, Here, ons moet soek, ons moet honger, ons moet verstaan, ons moet dors. Ons moet vra. Ons moet ons harte voorberei. Dankie Jesus vir die opvaar na die hemel toe, na die Vader toe. En deur die belofte dat u opvaar, gee u vir ons die belofte van die Vader. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.